Goeienaand, graad 12, 2021 geskiedenisleerders. Ons is terug. Raymond Ross, Hottentots Holland Hoërskool. En vanaand gaan ons kyk na burgerlike protes vanaf die 1950s tot die 1970s en ons gevalle studie in hierdie geval is die Swartmagbeweging. Maar ons gaan spesifiek kyk na die idees van Malcolm X. Nou, ek wil julle moet verstaan dat hierdie vraag kan op verskillende maniere gevra word. Hulle kan vir jou vra om die Swartmagbeweging se suksesse te bespreek, of hulle kan vra dat jy moet die invloed en die 10-puntplan van die Black Panther Party bespreek, of hulle kan vra wat was die idees van Malcolm X om die Swartmagbeweging so suksesvol te maak. Of, as 'n mens hulle vierde opsie wil gebruik, hulle kan die 3 integreer. So wat ek gaan doen met my kinders by die skool, ek gaan 1 nou doen, maar met my leerders by die skool gaan ek heel waarskynlik die 3 probeer integreer en in 1 opstel maak, so ongeag wat hulle gaan vra, julle behoort dit te kan beantwoord. So as alhoewel ons vanaand net gaan kyk na die idees van Malcolm X, mag jy gaan kyk na die 10-puntplan en jy mag gaan kyk na die suksesse en dit bybring en kyk of jy 'n meer volledige opstel kan skryf. So Malcolm X se idees is die vraag, het die Swartmagbeweging meer as enige ander individu geïnspireer? Evalueer hierdie stelling met verwysing na die idees en aksies van die Swartmagbeweging in die Verenigde State van Amerika gedurende die 1960s. Nou, as 'n inleiding, moet jy die vraag kontekstualiseer, jy moet hom in perspektief stel. Ons maak so 'n hakkie daar, om te sê so 'n klein halwe driehoekie, om te sê, as jy dit nie gekontekstualiseer het nie, en dan gaan jy outomaties punte verloor. Want dan kan ons nie volgens die rubriek na kode 7 en 7 toe gaan nie, van jy het nie 'n inleiding nie. So jy moet 'n inleiding hê, waar volgens jy vir ons standpunt inneem, dat daar stel dat dit is jou argumentslyn, en jy gaan daar volgens werk. Ok, so, ons vra dan vir jou, evalueer hierdie stelling, met verwysing na die idees en aksies van die Swartmagbeweging in die Verenigde State van Amerika gedurende die 1960s. So as 'n inleiding gaan ek die volgende gebruik. Malcolm X was 'n briljante individu, wie se idees en filosofieë 'n hele generasie swart Amerikaners, veral die jeug, geïnspireer het om in hulle self te glo, op te staan vir hulle regte en vryheid en organisasies in die verband gedurende die 1960s te stig, om hulle te help om hulle ideale te verwesenlik. Dit sou uiteindelik lei tot die totstandkoming van die Swartmagbeweging onder Stokely Carmichael en die Black Panther Party onder Huey Newton en Bobby Seale. In daardie inleiding wat ek nou net vir jou gegee het jy reeds vir ons die vraag gekontekstualiseer deur te sê wie, waar, hoe en wanneer. So jy het reeds jou vraag gekontekstualiseer, so daar maak ek vir jou 'n mooi regtiek om te sê jy het 'n inleiding. Kyk, so die idees van Malcolm X, dis jou tweede paragraafie, was meestal revolusionêr. Nou moet ons, as jy 'n woord noem, alhoewel die onderwyser of die merker of die opvoeder wat met jou opstel sit, weet wat dit beteken, moet jy nog steeds vir hom verduidelik sodat hy weet, jy weet wat dit beteken. Maak dit vir julle sin? Ek weet wat dit beteken, maar ek weet nie of jy weet nie. Ek dink jy het hierdie ding soos papegaai geleer en ons skryf hierdie woord, maar jy het nie 'n idee wat dit beteken nie. So jy gaan vir ons sê, revolusionêr in die geval beteken dat dit ingesluit selfverdediging in plaas van nie gewelddadige protes wat deur die burgerregtebeweging van Martin Luther King gevolg was. In plaas van nie rasisme, soos wat Martin Luther King geglo het Malcolm X geglo in swart nasionalisme. Hy was 'n voorstander van swart separatisme. Nou separatisme is 'n direkte vertaling, maar daar is nie 'n mooi woord vir dit in Afrikaans nie. So ons gebruik die woord separatisme want dit is die woord wat hulle gaan aanvaar in die eksamen. So hy het geglo in swart separatisme in plaas van integrasie. En hy was beroemd vir sy stelling wat hy gemaak het, waar hy gesê het dat koffie verloor sy krag as jy melk daarby voeg. So daai was 'n stelling wat hy gemaak het om te sê, jy kan nie wit en swart vermeng nie. Okay? So dit het Malcolm X het dit geglo, so hy het geïmpliseer dat swart en wit Amerikaners afsonderlik moes bly. Bo alles het Malcolm X geglo in 'n revolusie in plaas van hervorming. Hy het nie geglo jy moet goedjies vat wat reeds bestaan en dit 'n bietjie hervorm en 'n bietjie bysit en hom 'n bietjie draai nie. Hy het gevoel jy moet ontslaa raak daarvan en iets nuuts begin. So iets in plek daarvan. Hy het geglo dat die samelewing radikaal moes verander. Nou,
Die woordjie radikaal weer eens totaal en al moet dit getransformeer word. Hy was 'n belangrike spreker aan die begin vir die nasie van Islam. Moenie vergeet nie, ons moet dit onthou, al wil ons nie altyd dit weet nie, Malcolm X was in die tronk. En in die tronk het hy geïnspireer geraak deur die teachings van hierdie Elijah Muhammad van die nasie van Islam. En dit het hom geïnspireer om hom te bekeer tot Islam en dan 'n moslim te word en daai leer te volg. So, hy het 'n spreker geword vir hulle toe hy die tronk het kom, omdat hy so 'n goeie spreker was, en totdat hy in 1964 daarvan weggebreek het, omdat hy en die leier, Elijah Muhammad, nie mekaar meer lekker kon vind nie. Die nasie van Islam beweging het swart Amerikaners aangemoedig om hulle Afrika-erfenis terug te eis, en hulle kultuur en hulle godsdiens te waardeer. Swart mense is aangemoedig om trots te wees op wie hulle is, trots te wees om swart te wees, en nie op hulle self neer te kyk, omdat almal vir hulle sê, swart is nie so goed soos wit nie. So hulle was geïnspireer deur Malcolm X om trots te wees op hulle swart vel. Hy het die probleme van die middestede in Amerika, inner cities, soos hulle in Engels noem, hy het dit aangeraak, hy het beklemtoon dat hulle omstandighede moes verander, en nie moes wag vir 'n wit persoon om dit vir hulle te verander nie. Dit was een van Malcolm X se groot standpunte. Moenie dat ander vir jou voorsê nie, besluit vir jouself. So hy het baie gewild geword, en die swart jong mense het hom gevolg as 'n rolmodel. Ten tye van sy dood in 1965 was die idees van Malcolm X steeds besig om te verander. As 'n mens groei, dan verander jou idees. Met groei bedoel ek nou nie fisies nie, jy kan ook geestelik groei. So in hierdie groeiproses het Malcolm X al hoe meer sosialisties begine word. Hy het weier begine kyk, en hy begine sien dat daar is behoeftes in die swart gemeenskap, maar net so was daar ook behoeftes in die blanke gemeenskap, wat het totaal en al 'n shift is, 'n verskywing, 'n gedagte verskywing van separatisme, waar Malcolm X nou begin sien dat jy kan nie as 'n eilandjie bestaan nie. So die idees van Malcolm X het gegroei en verander, en alhoewel hy gesterf het ander sy idees aangeneem. So die idees van Malcolm X het vir Stokely Carmichael geïnspireer. Hy was die eerste swart aktivis wat die slagspreuk swart mag nou gebruik het. Hy het weggebreek van die Student Nonviolent Coordinating Committee, wat bestaan het onder Martin Luther King, omdat hy nie meer met hulle kon saamstem oor hulle beleid van nie gewelddadigheid nie. So hy kon nie meer die burgerregte beweging ondersteun nie. Hy het ook aangevoer dat swart mense afsonderlik moes organiseer, en Carmichael het by die Black Panther Party aangesluit. Hy het hom later tot Islam bekeer en teruggekeer na Afrika toe, waar hy gaan bly het. Die Black Panther Party, sal die volgende paragraafie wees, vir selfverdediging, dis hoe hulle self genoem het, die Black Panther Party vir selfverdediging, is gestig deur Huey Newton en Bobby Seale. Nou, hulle het hierdie organisasie in die lewe geroep na aanleiding van die idees van Malcolm X. En hulle het sy idees oor selfverdediging gebruik, en hulle het gewapende patrollies ingestel om die mense te beskerm teen polisiebrutaliteit. In daai tyd, in die 1970s, was polisiebrutaliteit groot, en swart mense het geen verdediging verweer gehad teen polisiebrutaliteit. So, hulle het spesifiek die Black Panther Party gestig om mense te beskerm, en hulle sou met hulle wapens in die straat te loop, omdat daar 'n wet was wat hulle toegelaat het om dit te doen. Hulle het soos Malcolm X aangevoer dat swart mense afsonderlik moes organiseer, en in die proses het hulle gemeenskapsprojekte begin, hulle het voedingsskemas begin, welsynsorganisasies, en selfs skole en voorskool ontbyt aangebied, en dan het hulle ook skole begin waar hulle vir hierdie jong swart studente en kinders swart Amerikaanse geskiedenis geleer het, wat 'n baie belangrike deel was van hulle proses in hulle poging om swart Amerikaners hulle regte te leer. Hulle het aanskoolklasse, naskoolklubs gestig, en dit vorm alles deel van hulle 10-puntplan wat ek heel aan die begin vir julle genoem het. So jy kan gaan kyk na hierdie groter 10-puntplan as jy dit wil inbring. Hulle het swart mense aangemoedig om hulle self as Afro-Amerikaans te beskou en trots te wees op hulle Afrika-erfenis en hulle kultuur. Nou, ten slotte, in jou slotparagraaf kan jy die volgende noem. Malcolm X se idees was nie die enigste wat die swart magbeweging beïnvloed het nie. Daar was ander invloede,
onder andere Frans Fanon, wat 'n skrywer was. Daar was die bevrydingsbewegings in Afrika, en hulle leiers, onder andere Nkrumah, Nyerere en Mandela, asook Asiatiese nasionalistiese bewegings, onder andere Ho Chi Minh in Vietnam, en dan obvious Mao Zedong in China, en alles in ag genome, was dit egter steeds duidelik dat die idees van Malcolm X die oorheersende faktor was, en dat hy meer as enige ander individu die swart vryheidsbeweging beïnvloed het gedurende die 1960s. Ek hoop dit het vir julle 'n bietjie gehelp. Onthou net, probeer die ander vrae integreer, die ander idees, om dit 'n volledige lang vraag te maak. Baie dankie.